Krulkop Klets met Leilani Kieter. Haai julle, dit is Leilani van Krulkop Klets. Vandag gesels ek met die Tannie Poppie, of as jy haar miskien ken van Amulet, of ook andersins haar regternaam is Helene Trieter. Het ek dit reg gesê? Jy het? Fantasties, dankie. Welkom hier by my kanaal. So ek sien, vreeslik uit om met jou te gesels, want ek was 'n groot Vetkoekpaleis fan. En weet jy, ek volg ook jou Amulet page. En jy's my nogal inspirerend, want jy is altyd so vol energie en ek hou van die goed wat jy post en alles. So, ek wil net vir jou sê baie dankie vir jou tyd. Ag, dit is 'n groot plesier, Leilani, kry ek jou naam reg. Ek dink jy het baie meer energie as ek, hoor. Ek het van jou goed gaan kyk en you've got lots of energy, girl. Ja, ek moet sê, ek het toch al energie. Ek wil net gou my, skus, dis nou, ja, gelukkig, die mense, ons hou van authenticity, so ons gaan nie hierdie uitrekord nie, dis een van die dinge. Ek net gaan my... Nee, ek ook, al my video's, ek sê ook vir mense, dis een take, so as ek fluff, dan fluff ek, en anders is dit, ja, soos jy sê, dit moet authentic wees, ja. Nee, exactly, dit, en nou sal my man ook bel. Ek is op 'n interview, ek praat nou met jou. Nee, Die groete. Okay, nou moet ons regtig oor begin. Ek love it. It's die beste interview wat ek nog ooit gedoen het. Ag Shane, want hy gee eintlik net om wat ek met my skerms anyway, laat ek nou nie 'n lang storie kan ons net gou oor begin, want hy gaan nou nie, want hy's nogal 'n skaam ou. Hy gaan nie daarvan hou dat ek dit nou in die video sit nie. Gaan ons dit nie opsit nie. I love this. Stuur dit, weet jy wat moet jy doen? Stuur hierdie stukkie van my, dat sal ek sal dit post op my page. Dan sal ek sê, this is a preview of wat gaan kom. How about that? Ja, want weet jy wat, ek weet nie regtig om nie. So, kom ons gaan aan met die onderhoud. Weet jy wat, hy verstaan, Shem se hart is in 'n goeie plek, want my komputer se skerm kleur lyk nie reg nie. En toe sort ek gou my laptop uit. So, hy wil eintlik net uitvind of ek okay is. Kom ek reg? Jy weet, maar hy het dan nie na die tyd gekyk nie, en hy het ook nie besef ek's in die onderhoud nie. Shem, arme ding. Bless hy stil. Hoorie man, ek wil graag begin met 'n vraag van, jy weet mos in Friends is daar mos Joey, né? Dan sal oor die jare sê altyd, ja, mense sal vir hom sê, dis daar een lyn van, how you doing? Jy weet? How you doing? Yes. Ja, jy weet wat ek praat. Love it. Ek wil Yes. weet, is daar 'n lyn wat mense nou nog as hulle jou sien, wat hulle vir jou vra, kan jy die lyn doen? Is daar so iets in jou karier? Hulle vra nie vir my wat 'n lyn ek kan doen nie, maar hulle gooi vir my die lyn, weet Auntie Poppie dit. So as ek 'n rand vir elke keer wat ek daai lyn, I would be rich, en dan het ek iewers te gesit en met my voete op en geretire. Weet Auntie Poppie dit. That's the line. Ja. Okay, wel dit antwoord my vraag, want ek het gewonder, dan moet iets wees. Want Ja, nou dis daai een. Dis daai een. Okay, nee, ek hou daarvan. Hoorie man, dan wil ek vir jou vra, want ek het nou baie gelees oor jou en als jy is nogal 'n baie intriguing persoon, hoor. You are my cup of tea. Ek moet vir jou regtig waar sê. Jy's creative, jy kan nie stil sit nie. Jy sê, ek love it hoe jy mense antwoord as hulle jou so gas gee oor omdat jy Durban toe getrek het. Ek love it dat jy hulle eintlik net in hulle dinges in wil stuur. Hoe sê jy? Die interessante comments. Jy weet? Ja, dis en weet jy wat kom ek nogal agter, dis die manne. Dis nie, weet, want vrouens is mos veronderstel om nogal bitsig te wees, maar dis die manne wat sulke sweeping statements maak en sê, jy weet, Durban is 'n hoel. Natuurlik, ek wil daar's dele van Johannesburg wat bad is, daar's dele van Kaapstad wat bad is. Dink jy nou ek bly in die hoel? Hell no, ek bly in 'n verskriklike mooi plek. Wat ek toe mos nou prampie video vir almal gewys het. Ja, so, maar wat ek doen is ek gee net 'n antwoord, ek probeer nie te aaklig wees nie, en dan los ek dit vir my followers, hulle, gewoonlik dan vat hulle die persoon namens my aan, jy weet, so ja, want ek wil nie in 'n bekgeveg betrokke raak nie, want wat ek doen, I show people beautiful stuff, ek spot met die feit dat ek bietjie oud is, hoor ek daar eufemisme, bietjie oud, maar verstaan jy, this is veronderstel om lekker te wees, so dis nie van kom ons vat mekaar, ek is nie 'n politikus of, verstaan jy, I'm not that kind of personality wat groot sake aanvat nie, I just want to show people pretty stuff basically, en kom ons lag 'n bietjie. Nee, weet jy, ek hou van hoe jy dit hanteer en quite frankly op daai noot, dit is nie die moeite werd, né, om in 'n geveg betrokke te raak op social media nie. Ek sê altyd,
jare terug met Twitter, daar's te min karakters vir wat ek wil sê. Okay. Yes. Jy weet karaktertjies. So Ek hoor jou. Ek hoor raak jou. ook nie betrokke in dit nie, want jy weet nooit in watter gemoed daai persoon die ding gesit het en hoe ver dit kan vat en quite frankly, kan dit wees 'n besigheid seermaak. So jy doen dit reg en jou plek in Durban is unbelievable beautiful. My genade. Dit staan. My skat, en my die hele ding is, want ek sou dit nooit eintlik gedoen het nie, want mens wil mos nou nie eintlik jou private plek wys nie, en die een nou het vir my geskryf, so spog jy nou daarmee. Toe dink ek, ja, well, I'm just showing people dat die plek is nie 'n hoel nie. Ek bly nie eintlik in Durban nie, dis so 30 km buite Durban. Want Durban is my heeltemal te warm. Ek hou nie daarvan om te sweet nie. So hierdie is 'n plek uit Durban uit. En die ander ding is ek commute verskriklik baie. Ek het nog 'n plek in Hermanus. So ek is eintlik nog steeds 'n Kaapenaar en ek is nou 'n nuwe KZN inwoner, maar ek was letterlik 2 dae terug in Pretoria, toe in 'n verlede die naweek was ek in Meyerton. So ek move nogal. Jy weet, want soos jy sê, ek het mure. Ja, nee, ek kan myself vereensamig met jou. So my vraag is vir jou, onthou, het jy die fliek gekyk Something's Gotta Give? Ja, van die ou mense. Ja, Met Jack Nicholson. Yes, Was dit Jack Nicholson? Diane Keaton, ek's mal oor daai movie, né? Yes. So, jy laat my bietjie nadink in daai fliek. So my vraag vir jou is, het jy ook 'n spesifieke plek, so sy daar in die Hamptons, jou tafel en jou plekkie waar jy skryf, of skryf jy net enige plek? Jy weet, waar kry jy jou inspirasies? Wel, weet jy, ek is veronderstel om soort van 'n studeerkamer te hê, maar ek is een van daai mense, my bene is te kort vir 'n stoel. So ek kan nie net op 'n stoel so sit nie. So ek sit so en skryf en dan sit ek voor die TV en dan sit ek buite in die tuin. So ek het veronderstel om so 'n plekkie te hê. Ek het nou spesiaal hierdie nou ingerig vir vandag. Maar ek het nog nooit hierso gesit nie. Ek het net gedink, just put a nice background in the back. So ek is glad nie een van, ek move nogal. Ek hou daar, ja, ek sit elke keer op 'n ander plek en skryf. So ek het nie dit nie. As jy my vra waar my inspirasie vandaan kom, my inspirasie kom van mense af. Ek bedoel, ek het nou gister het ek jou 'n bietjie ge-Facebook stalk. Jy weet, toe kyk ek nou jou interview met Rian van Heerden, which was beautiful, was so lieflik. Ek het 'n kant van hom gesien wat ek nie ken nie, weet, en daai girl wat jy gepost het wat daai swart vrou namaak, I thought it was brilliant. So mense inspireer my. Ek het 'n winkel gehad op in Hermanus Amulet, soos baie mense weet, en daar het mense in daai winkel ingekom en hulle het vir my stories vertel. Ek weet nie, ek het dalk so gesig, maar mense hou daarvan, they just share stuff with me, en dan sit dit iewers in my agterkop vas. Mense sal hulle self nooit herken nie, maar daar kom maar 'n idee in my kop, en dan dink ek moet onthou, ek moet dit gebruik. So it's completely people that inspire me. Okay, nee, dit is nice, maar ek dink jy is obviously dan 'n goeie luisteraar ook, en jy lyk vir my iemand wat baie observerend is. Jy weet, jy weet wat om jou aangaan en jy neem in. En ek Yes. Dit is reg. Ja, nee, so jy is dit is Ja, nee, ek is 'n wat interessant is, ek praat nou hierso baie, maar ek is eintlik 'n introvert van enough. People sê, wat bedoel jy 'n introvert? So ek is eintlik, as ek in 'n vreemde opset kom met vreemde mense, ek sit so 'n bietjie terug en ek observe, soos jy sê, maar ek kan ook engage as ek moet, maar ek kan eintlik quite happily net in die hoek sit en uitcheck wat ander mense doen. Ja, dit is die lekkerste. Hoorie, baie dankie vir die kompliment oor Rian, want dit was presies wat ek wou reg gekry het, is om 'n ander kant van hom te wys. So ek is bly jy dit raak gesien, want dit was my hele doel gewees met daai onderhoud. So dankie dat jy dit raak gesien het. Ja, nee, absoluut, want jy weet, ek wil, hy's like a one-liner en kom jy heeltyd met, I mean, that's his skill, jy weet, is om met quick gesegdes op te kom en witty comments en so, en hy was nogal vir my, hy was nogal chilled en ernstig, jy weet, wat vir my mooi, ek is mal oor hom, kyk, ek is 'n groot Rian fan, ek het hom altyd op die radio geluister, daai Jacaranda FM wat hy moes doen, nou blykbaar weg is. Ja, nee, ek is ook 'n fan van hom. Hoorie, dan wil ek graag weet, iemand soos jy wat nou skryf en alles, né? Watter fliek is die een fliek wat jy kan oor en oor en oor kyk en het al oor en oor gekyk? I'm going to age myself now.
Rocky Horror Picture Show. Okay. No, do you know that movie? Ja. Ek dink ek was standaard 7, toe daai movie release en dit moes verban in Suid-Afrika. Dis waar. En toe eventually het hulle dit begin uitsaai en dit het so 'n cult movie geword dat ons het al die woorde geken en just a jump to the left, jump to the right. Ons kon daai hele movie saam praat. So dit is een wat ek baie al gekyk het because it's I love the musical en ek was mal oor die karakters daarin. Maar 'n ander movie wat ek ook baie kyk is A Fish Called Wanda. The comedy in that to me. Ja, baie very funny. I love good comedy and dit is vir my like it's got witty stuff in, it's got a ridiculous plot and then it also has some slapstick in. Jy weet 'n slapstick is nie maklik to pull it off nie. Maar ja, daar's 2 movies wat ek nou kan onthou. Soos ek kan sien, nie eintlik vreeslike ernstige movies in hierdie stadium van die wedstryd nie. Maybe sal daar nog een in my kop opkom, maar ek kan nie nou dink nie. Nee, maar ek het dit nou nie gesien kom nie. Okay, en dit is wat ek hou. Ek is bly ek is nou nogal meer impressed want daai fliek is so beautiful eintlik. Daai's 'n klassiek. Dis regtig waar 'n Fish Called Wanda. Daai's 'n klassiek. Ja. En hulle is almal nou baie oud daai mense. Soos ek. Jy is alles behalwe oud. Glo my, as ek het jou energie op jou uitdrop, want ek wil nie vir jou vra hoe oud jy is nie. Jy kan my enige tyd vra, my skat, I have no problem with it. Ek is 64. 64. Jy lyk amazing. Hoorie sommer, Right answer. Jy en jou Thank you. Dit is wat Tannie Poppy sou sê. Maar jy en jou dogter is maar die mooiste verhouding. Kyk, ek het ongelukkig nie kinders. Ek wil baie graag 'n ma gewees het en toe ek ook my research doen oor jou, ek sal nie sê hartseer geraak nie, maar ek was al 'n mooi tipe jaloesie. Jy weet, ek het so verstaan. Wil ervaar het is kon ek nie net een kind gehad het want dit is wat ek sou wou gehad het. Jy weet, so jy en jou dogter vir my het so beautiful verhouding en ek kan sien dit is agter die skerms ook so. Dis nie net 'n kwessie van julle so op social media nie. Dit is julle verhouding. Jy weet, so dit is so special. Sê my, het sy nou geïmmigreer of wat? Nee. Sy het Amerika toe gegaan vir 6 maande. Sy het 'n visa gekry en sy het gaan werk soek op 'n yacht. So sy het op haar eie het sy gevlieg en daar nog gaan bly in 'n crew house en jy hoop jy kry werk. Sy het nie werk gekry nie, toe kry sy werk om die crew house skoon te maak vir $15 'n dag. Okay. Nou as jy die sommetjie doen, is dit minder wat 'n huishulp in Suid-Afrika kry, maar sy het nou 'n job op 'n yacht gekry, baie klein yacht. En sy doen die laundry en sy moet kook vir die crew. So ek wil jy moes basies 'n huishulp, maar omdat jy in dollar verdien, kan jy geldjies spaar, want al jou kos en alles word op die yacht betaal, so jy het nie uitgawes nie. En dit is haar plan. Sy wil 'n bietjie geldjies maak sodat sy kan terugkom Suid-Afrika toe en haar besigheid weer 'n hupstoot gee. So dis 'n avontuur waarop sy gegaan het. En sy's 'n bietjie haar ma se kind. Hoorie, ek dink dis amazing. Okay, want in eerste plek ek het 'n groot probleem dat daar so werkloosheid is in Suid-Afrika, want hoekom kan mense nie begin huise skoonmaak nie? In COVID het ek actually vir 'n swart dame gaan huise skoonmaak en my hande staan skeef vir niks nie. So mense moenie vir my sê daar's nie werk nie. So daai is eintlik 'n topic baie na my hart, okay? So kudos to her, want weet jy wat, reg oor die wêreld is dit actually 'n baie nice job om te hê, want soos jy sê, die mense word nie sleg betaal nie en quite frankly, dis 'n avontuur. Die mense wie sy gaan ontmoet, een ding lei tot die ander ding. En weet jy wat? Om onder te begin is nie 'n bad ding nie. En sy het Suid-Afrikaanse bloed in haar. So good for her. Good for her. Hulle love Suid-Afrikaners. So die feit dat sy Suid-Afrikaans is, dit gee want Suid-Afrikaners werk hard. Precies. So ja, hulle is baie gewild om daai jobs te kry. Nee, weet jy wat? En ons niks om oor skaam te wees. Ek het toevallig nou dat jy dit sê, ek het 'n klein merkie hier op my my pinkie. Ek het in 6 maande in Kalifornië gebly. Ag nou, ek was 26, ek is nou 50. So is nou baie lank terug, maar toe het ek so gaan 'n huis skoonmaak eendag vir iemand en die mense die vorige aand vreeslik gepaard die ou kan. En ek het vergeet. Dit was bietjie dom van my. Ek het klomp glase en goed in kookwater gesit. Toe die glas obviously gebreek, toe het ek myself raak gesny. En wat ek nooit vergeet nie nou van daai dag nie is hulle het 'n Electrolux weet 'n stofsuier gehad, maar daai ding was vir daai oues.
Ek is so gesweet, né, op my mat. Want ek is nogal klein. Jy weet soos ek hom skoon gemaak het. Dit was verskriklik. Anyway, Ek so onthou nice dit. gemaak. Ek onthou net altyd as ek dink aan Electrolux, daar was 'n ad wat gesê het nothing sucks like Electrolux. That's like one of the best lines ever for 'n ad. Hoorie maar, jy So jou net nie so lekker gesak op daai dag nie. my net nie lekker gesak. Al wat gesak het was ek. Hoorie maar, jy weet gepraat van dit nou, jy kry nie meer goeie ads nie. Daai was 'n excellent ad. Hulle maak nie meer sulke ads. Ja, maar ek bedoel, soos ek sê, I'm gonna completely age myself, en ek bedoel baie mense gaan hier na kyk en sê, waarvan praat jy? Maar onthou jy daai Cremora ad? It's Ja. not inside, it's on top. En daar gaan nou baie kinders, en ek bedoel mense van 30 en so sê, waarvan praat die vrou? Maar anyway, ja. Maar ads het verval, want dit is vervang deur social media. Jy verstaan? Jy's 'n advertensie. Weet jy, ek hoor jou, maar Jy weet. ja, nee, ek stem nogal saam en ook advertising agencies het nie meer vir my creative geraak nie. Ag anyway, dit is seker 'n storie vir another day want dit is duur. Ek verstaan, ek weet hoe die game werk, maar jy kry nie meer daai classics nie. Jy kry hulle net nie meer nie. Nee. Ja. Ja, ek dink die een, ek bedoel wat ek nou dink recent being like die afgelope paar jaar, was daai brandewyn een met die ys. Wat vir Niels, that put Niels van Jaarsveld on the map, jy weet. Ja, So, yeah, that was a good one. hoorie, daar's actually of my That I can think of. wat hulle so in die Karoo ry en dan stop hulle by die stasiemeester en dan sê hy, "Nou goed." Yeah, you see, but it's also, man, it's baie reg Suid-Afrikaans, and they managed om verskillende kulture te mix. So, dit is 'n briljante ad, ja. Ja, nee, ek stem heeltemal saam. Hoorie, ek het my pap gelag gister, het jy een van ding gepost oor jou krimpelien aan. Het jy gesien ek het my het jy gesien ek sien hom. Ek sien hom. Ek het begin ek nou wat van, jy weet, so jy waai vir iemand, dan waai hulle so agterna, né? Yes. Jy waai in episodes, yes. So ek Het jy gesien ek het hoeka ek het hoeka toe na my toppie aan, wat ek op my, ekskuus, ek moet net my boobsie uitval nie. Dit is mos die toppie wat ek aangehad het, wat ek vir mense nou gewys het, ek gaan nou hierdie toppies begin maak, want dan jou angel wings word nie, steek jy uit nie. Ag, en hierso voor, maar jy's nou 50, jy's nou nog jonk, jy het nog nie daai, hierso is ook bietjie krimpelien. So nou sit jy 'n stukkie luister aan, jy kry nie warm nie, want jou skouers is oop, ja, so dit werk, en ek moet jy sê, die vrouens sê, go for it. Hulle soek net bietjie langer moutjies en obviously in verskillende sizes, so ja. Ja, ek Dis my dink volgende jy projek. DB daarso, want dis nogal iets wat ek hier skryf, jy weet, want ek het nou 'n e-merk wat ek launch wat genoem word Elastic Generation. Nou dis ek en jy. Ons val onder die Elastic Generation, okay? So ek is vreeslik excited want daar is nie dit is asof besighede nie weet wat om met ons te doen nie. Want ons is ons het selfvertroue, ons weet wie ons is. Ons wil nie noodwendig oor gehoorapparate praat en oor koekerige klere en oor retirement villages nie. So ek dink met daai outfit van jou het jy iets beet. Jou klank het nou uitgekat, Leilani. Sorry, ek kan jou nou nie hoor nie. Kan jy my hoor? Daar's hy, thank you. Okay. Ek thought maybe I went deaf en dan wat gaan ons nou in die tydskrif sit? Praat ons nie oor gehoorapparate nie. Helene last hearing. Ja. Wel ek gaan maar dit klink baie interessant. Vertel my van die magazine. Ja nee, ek gaan jou vertel, maar wat ek wil sê is net so daai outfits is nice. Verstaan jy, want dis vroulik, dis mooi. Jy kan dit vir baie goeders dra. So jy het definitief iets beet daar, want hierdie 3 kort broeke in die plakkies en die toppie, né, met die Karen hairstyles must go. Wat jy nou aantrek is baie nice. So you are onto something, girl. Sê ek nou vir jou. So die Elastic Generation e-merk gaan presies oor dit gaan, want ek sien daar's 'n mark vir trueness, jy weet, en daai tipe ding. So dit is waaroor my e-merk gaan. Ons kan bietjie praat later om 'n lekker artikel om met jou en jou toppies te doen daarin, en ons kan die hele ding doen oor krimpelien arms. Maar ek moet vir jou sê, baie dinge raak krimpelienerig, hoor. Listen girl, let's not talk about that. Ek hoor jy praat oor diets en goed ook, nê? Nee. Dis ja, maar ek nie nou oor diets praat nie. Nee, maar ek wil net vir jou, I just want to give you, terwyl ons van krimpelien praat, is die groot ding is van mense
hoe vetter jy is, of ek bedoel, as daar nou 'n beter woord daarvoor is, want ek was 'n pokkel. Trust me, ek was 'n pokkel gewees. Maar nou dat ek gewig afgeval het, en ek het dit nie van self afgeval nie, it's just in my genes. Dis my ma's nou maar, my ouma's nou maar ek was 'n stewige meisie gewees, en dan raak alles krimpelienkel. Dis die probleem. Ek kry plooie, jy weet die ou, as jy net in jou magazine van my kan sê, hoe kan ek hierdie flabby thighs van my weer styf kry? Want dit is dis die ding. So either you have a beautiful skin en alles is mooi ferm, of jy's 'n plooibal. Ja. Kyk, my ouma het gelyk so daai hondjies soos as jy pous. So ek wou Okay. Ek maar sy Moet jou oupa gelyk. Dalk moet jy nou jou oupa se kant. Let's hope you go to your oupa se kant. Maar ouma het grandpa's gedrink, sy het al omtrent geëet. Sy het dit gedrink en sy het Paul Revere gerook. Okay. Luister, ja, ek het vir 30 jaar gerook, so ja, nee, so I hear you. Ja, ek het die eerste sigarette wat ek gerook het was Gunston. Wow. Ek het Gunston gerook in Lexington. Cowboy girl. Wow. Daar het ons nie eers op die mark nie, nee. Maar ek rook, obviously rook ek nou nie meer nie. Ek het 'n wyn begin raak, want jy kry my smoker's face. Ja, ek Alles, ja. So toe nee, the vanity made me stop. Nee, ek het toe opgehou en ek is verdwyn. Wel, dat is nie 'n slegte ding nie. So, anyway, hou my page op, ons sal weer praat oor die Last Generation, maar ek is vreeslik opgewonde oor hierdie kampanje, want ja, daar's 'n groot need. Hoorie, dan wil ek net vir jou vra, ek het 'n bietjie opgelees oor jou dogter, Jana, en ek is natuurlik mal oor haar Jane reeks en alles. En kan jy gebaretaal praat? Nee, glad nie. O, okay. Glad nie. Dit was 'n baie interessante dilemma waar jy weet wat ons geface het, want moet ons haar probeer leer praat, jy weet, soos 'n horende mens, of moet ons gebaretaal gaan? En kyk, die dowe gemeenskap is baie proud, en hulle het vir my gesê, jy weet, moenie skaam wees dat jou kind anders is nie, jy moet gebaretaal gaan. So voel ek net, kom ek try om haar 'n kans te gee, dat kyk of ek kan help met cochlear, wel dit was eers hearing aids en later cochlear implants, en dan kan sy besluit, nou, ek wil by die dowe gemeenskap insluit, ek wou vir haar die gift of sound gee, want as jy te laat begin hoor, jy weet, so sê nou maar met 'n cochlear implant, jy baie laat begin hoor, kan jou brein verstaan nie die klanke nie, jou brein doesn't understand wat sê die goed wat nou skielik die brein invade nie, want dit maak allerhande neural pathways, jy weet, ek bedoel, it's very boring to people, maar ja, so ek het besluit, kom ons probeer om haar te leer praat, en so wat hulle dan gesê het, is to encourage your child to speak, moet jy verkieslik nie gebaretaal gebruik nie, want anders gaan jy terugval in die maklike roete kies. En soos jy weet, is daar mense wat my dan aanvat oor hoekom is sy Engels, hoekom praat my dogter Engels, en dan sê ek, want sy is doofgebore, so I had to choose a language, tussen die twee, en ek bedoel, sy is nou in Amerika, ek bedoel, sy is gehoor gestremd, en as sy Afrikaans gepraat het, there was no way that she would be able to get a job, unfortunately. Maar sy het 'n Afrikaanse boyfriend toe gekry, want ek sê vir jou DNA is Afrikaans. Die feit dat jy Engels praat, beteken nie jou DNA is nie Afrikaans nie. En sy het toe kry sy Afrikaanse boyfriend, so sy praat nou nogal nice Afrikaans ook. So bietjie, sy kan nie 'n R sê nie, for some reason. Maar ja, haar Afrikaans is nie bad nie, jy weet. So ja, sy is toe nou eventually tweetalig, maar sy is meer gemaklik in Engels, obviously. Nou weet jy, op 'n ander vandag het jy gedoen wat vir jou kind die beste is. Jy weet, mense hoef jou glad nie te verduidelik nie, maar ja, almal het altyd 'n eiertjie te lê oor alles. Maar ek dink is wonderlik dat sy so goed Engels kan praat in die eerste plek, want dit is die gemeene taal, weet, dit is die taal om te praat vir jong mense. Dit is nou maar ja, daar's meer mense, jy weet, wat wêreldwyd Engels praat, unfortunately, as Afrikaans, jy weet, ek love Afrikaans, maar ons moet realisties wees, hoeveel mense praat Afrikaans? 10 miljoen, maybe? Ja. Jy weet, as jy nou because there's lots of other people who speak Afrikaans besides us. Maar ja, ek dink nie ons het daar's meer as 10 miljoen nie.
Ja, ag nee wat, ek dink dit is baie nice. Maar haar storie oor hoe haar Jane reeks begin het is my baie special. Dit het nou nogal my hart geraak hoor. It's gorgeous, nee. Dis Sal ek dit gou vir jou viewers vertel? Ja, asseblief doen. Ja, asseblief Ja. doen. Ja, asseblief. Okay. So toe Jana klein was, het ons haar nou obviously na 'n horende skool toe gestuur en sy het net hearing aids gehad. So sy het iets soos 20% gehoor gehad. Hoor, so dit was nie maklik nie en sy was in a very precocious English private school. Jy weet van daar by die mammas het hulle tities almal by dieselfde plek laat maak. Hulle gaan almal gym toe. Hulle ry die moer se groot Discovery. It was one of those schools. Ons het gedink ons doen ons dogter nou 'n guns, ons gaan haar nou 'n goeie education gee. En daai meisies was so aaklig met haar, want sy kon nie bybly nie, sy kon nie lekker praat nie. So they were really horrible to her. Toe vertel ek vir haar, toe sê ek vir haar, weet jy wat? Daar's 'n ander meisietjie wat net soos jy is. En sy weet toe nou nie, and she wasn't really interested in. Toe begin ons vir haar briefies sit. As hy wakker word in die oggend, dan sit 'n fietjie met die naam van Jane, which is obviously quite close to Jana. En Jane was doof. Sy was 'n dowe fietjie. En dan het die dowe fietjie vir Jana gesê, weet jy wat, die meisies hardloop vir my weg. En ek weet nie wat om te doen nie. En dan het Jana vir haar raad gegee en dan het Little Jane vir Jana en Little Jane het vir Jana gehelp deur laerskool. Wat sy haar raad gegee het, was ek en my man gewees. Sy het Little Jane geskryf soos ek, party daar het Little Jane soos my man geskryf, maar Jana het nie 'n verskil agtergekom nie. En toe later, toe sy nou 'n bietjie ouer is, toe reveal ons dat Little Jane was nou ek en Percy gewees, jy weet. En toe besluit sy gaan haar besigheid Little Jane Designs noem, want Little Jane kind of saved her life. Dis sweet. Dis my regtig 'n mooi storie. Jy weet, en dit laat mense net weer eens besef, né? En ja, dit is nou 'n diep ding wat ek gaan sê, maar that is what life is about. Jy weet, ek het self al deur diep dinge gegaan en alle goeie en ek het daai goed omgedraai in 'n besigheid, jy weet, of wat jy mense help. So wat 'n spesifieke persoon en wat jy geskryf het ook wat ek mal is oor, want ek is ook 'n bietjie anderste, né? Is ek was nog 10 minute oor, is mense wat so 'n bietjie buite die lyne inkleer. Ja, ons sukkel en ons word nie altyd oor aanvaar nie, maar kyk nou net wat het nou eintlik geword daarvan. Sy het dit nou 'n besigheid gaan maak. So dis my so ongelooflik mooi. Dis regtig beautiful en ek wens haar in daai besigheid net die beste. Regtig waar net die beste. Want die regte mense sal baie dankie daarna. Ja. Nee, en wat nogal interessant is, omdat sy vir baie lank regtig geen klank gehoor het nie, sy was vir 2 jaar stokdoof, want ma het dit nie agtergekom nie, want sy het my gelip lees. I didn't know that she couldn't hear. En die dokter sê heeltyd, ag nee, moenie worry, sy's 'n late bloomer. So moenie altyd luister wat die dokter sê nie. Nee. Maar omdat sy nie kon hoor nie, haar artwork is so detailed, want sy moes met haar oë moes sy hoor. So haar goedjies wat sy maak is incredibly detailed. Jy weet, so sy het 'n ander skill het sy toe nou bygeleer. Jy weet, daai ding van sy kan mense se body language leer en so ja, so she's got that skill en so sy sê en nou is sy 'n baie begaafde graphic artist, jy weet, waarvoor jy nie hoef te hoor nie. En is dit nie wonderlik deesdae met tegnologie how it's changed? It's okay as jy nie kan hoor nie. Jy weet, Instagram it's all about the visual. Ja. So ja, die wêreld het baie verander en ja, so haar storie het 'n gelukkige einde waaroor ek so bly is. Nee, dit is 'n baie gelukkige einde. Hoorie, dan is ek natuurlik mal oor jou undercover cooler bag. Okay, ek wens ek het daai gehad jare terug toe ons nog cricket toe gegaan het daar in Pretoria, jy weet, wanneer jy mos nou tot packs oral gebêre. Yes. Kyk, hierso staan, kyk, ek het toevallig, Leila, nee, ek het nie eers geweet jy gaan my vra nie. Hierdie is 'n undercover cooler bag. So Jana het hierdie design en so okay, ek gaan nou blaattand, né? You giving me a space here. I'm all about marketing. Bring it on. Ek wens dit in my Zoom is vir hierdie wys. Hierdie is 'n dit lyk soos 'n handsak, which it is, wat jy kan doen. Maar aan die binnekant is nou moeilik om te wys, but it's padded like a cooler bag. Ek het gegaan na 'n plek wat cooler bags vervaardig. So ek
I want you to make me cooler bags, but it must look like handbags. Ja. So hierdie een vat 2 bottels wyn en iceberry. En dan daar 'n sysakkie. Ja. Jy weet waar jou selfoon en jou sleutels en daai goed kan insit. En die selfoon is nou daar, obviously as jy nou te veel wyn gesyp het, dan kan jy ten minste iemand bel en sê, kom red my in my undercover cooler bag. Ja. Dit gaan nie nat So ja. word nie. Dit gaan nie nat word jou goedjies nie. Nee, die buitekant. Hy's gevoer aan die binnekant. No, it's got that cooler bag in it. En die buitekant is ook so 'n seilmateriaal wat jy kan afvee. En ek moet sê ek het al na 'n paar konserte toe gegaan met my handsakkie. En daar was actually 'n bottel wyn heel onder gewees. Ek dink Lekker dit is koue bottel wyn. Because it keeps it cold, ja. Ja, nee, dit is genius. En weet jy wat, hoekom wil jy nou karring met 'n cooler bag en 'n handsak en vir alles jy nog kinders ook het, dit, né? Honde en katte en alles en die man, nee, jy vat jou undercover cooler bag. Ek dink dis 'n fantastiese gift idee. Sê gou vinnig my 2 dinge, waar kan mense dit kry? En dan wil ek ook weet, die amulet, beteken dit iets? Ja, amulet beteken 'n gelukbringertjie. Dis iets wat jy om jou nek dra. So in Engels is dit 'n amulet en in Afrikaans is dit dan 'n amulet. Ja, so dit is 'n gelukbringertjie. So it brings you luck. En in my geval voel ek dit bring vir jou mooi en dit bring vir jou joy. Dit is my job. My job is om jou te laat goed voel en my job is om vir jou mooi goed te wys, want vrouens hou van mooi. Ek sê nie altyd my punt is ook nie dat jy hoef dit nie te koop nie. Jy kan net daarna kyk en it makes you feel good. Want ek raak depressed as ek in 'n baie lelike plek is, soos nou die lelike deel wat die oom nou gedink het waar ek nou in Durban bly. I would have been so depressed. Ugly makes me depressed, unfortunately. So ek hou daarvan om myself te omring met mooi en om mooi aan mense te bied. En so subtle marketing. So jy kan die undercover cooler bags kry op www.amuletlifestyle.com. Is my website. So daar kan jy hulle kry. Daar's wat 6 verskillende sizes. Daar style. Nice. Nee, dis baie dis. Ek onthou jare terug het ek vir ontbytsake gewerk en een vrou het gesê, "Worsie." So, worsie amulet.com julle. En Dawie Rood het dan net so gekyk. Okay. Worsie. Okay, alright. Wat het jy gedoen? Het jy gekook op die program? O nee, Griet, ek kan nie kook nie. Dis al jare terug. Nee, ek het hulle advertising het ek vir hulle gedoen. Ek is al 30 jaar advertising en bemarking en dis hoekom ek hierdie tipe goed like, soos jy wat nou dit doen. Dis in my krul. Ek is mal oor advertising, ek bemarking, slaap, eet en drink bemarking. So nee, ek het vir hulle gewerk vir so 6 jaar. Ja. Ek gaan na die tyd I'm gonna have an off-screen conversation with you. Ek het op daai stadium in my lewe wat ek voel ek doen dit vir fun. Maar ek begin nou voel ek moet nou 'n besigheid, verstaan jy? I must now become serious about this. Ek moet dit nou 'n ernstige besigheid begin doen. Jy weet wat ek bedoel. Ja. So maybe I'll talk to the expert. Ja, afterwards. Nee, hoorie, ek mag maar nogal bemark, maar kom ons groet, dan kan ons lekker chat offline. Hoorie, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer dit. Dit was nou 'n lekker kuier. Ek voel eintlik ek wil 'n glas wyn gryp en nog gesels. Jy weet, jy is een van die mense wat ek wil nie baie sê nie. Krulkop klets met Leilani Kieter.